Goeiemôre. Dit is heerlik om julle almal hier te sien. Ek wil net eers gou sien waar's al ons oumas en oupas. Is hulle nog in die kombuis? Nie al die oumas, die doop oumas en oupas. OK, hulle gaan nou inkom. Ons gaan nou vir hulle hallo sê. Ons, as jy nou sien, die opset is vanoggend bietjie anders en daaroor gewonder het. Hier kom hulle nou in. Nou gaan ons hulle sommer op die spot sit. Goeiemôre, good morning. Julle moet voorsit as julle wil die doop wil sien, hoor. Julle moenie agterweg kruip nie. Die voorste sitplekke is nie die duurste nie, ek beloof, julle mag vorentoe skuif, hoor. Ons het vanoggend die voorreg om die doop te bedien aan die Paul familie. Nou die van Paul sal al vir julle sê, dis waarskynlik 'n Engels en Afrikaanse gesin en nie net Afrikaans nie. So die helfte van die familie wat vandag kom kuier is Engels. En eg aan Westville se kultuur van ons is gasvry, gaan ons vanoggend net so bietjie ruimte maak ook vir ons Engelse boeties en sissies in Jesus Christus. So wat ons gaan doen is, so hier en daar gaan daar 'n liedjie wees wat 'n Engelse vers het, net soos wat ons dit met die prespies doen. Ons is mos nou dit gewoond al. En dan wanneer ons by die doop kom, gaan ek net 'n gedeelte van die doop dan in Engels doen en dan weer in Afrikaans preek. Net sodat almal vanoggend begrip het en verstaan en welkom voel. Is julle gemaklik daarmee? Ja, ek het so gedink. As jy vanoggend die mikrofoon kon vat en jy vir my een storie vanoggend kon vertel oor jou week, wat sou jy sê? Wat sou die storieetjies wat jy vanoggend met jou boeties en sissies in Jesus Christus, in die huis van ons Vader, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat sou dit wees wat jy vanoggend kom vertel? En ek het gedink, as ons met die doop in gedagte hierdie erediens vanoggend ingaan, hoop ek dat ons storie wat ons kies om te vertel, iets soos Psalm 136 sou wees. Nou, vir party van julle gaan nie weet wat is Psalm 130 nie, maar ek gaan hom vanoggend vir ons lees, as deel van ons uitroep, ons aanroep na God toe. Maar ons gaan dit ook sommer gebruik as ons stil gebed moment. En ek gaan vir jou geleentheid gee om stil te raak tussendeur wat ek die Psalm lees, want die Psalm vertel iets wat die Here gedoen het, en dan gee hy hierdie frase, aan sy liefde is daar geen einde. En soos wat ek vanoggend Psalm 36 vir jou lees, wil ek jou uitdaag om te kyk, hoe pas dit wat in hierdie week met jou gebeur het, en by wat hierdie Psalm sê. En dan te vra, kan jy vanoggend met alles wat hierdie week gebeur het, kan dit nog steeds jou geloofsbelijdenis vanoggend wees? Aan sy liefde is daar geen einde nie. So ek gaan hom vir jou lees, en met elke ruspose is eintlik in die Psalm dan daardie frase. So jy gaan dit stil vir jouself bid. Maak dit sin? Terwyl jy dink oor jou week. Psalm 136 sê of lees: Loof die Here, want hy is goed. Loof die oppermagtige God. Loof die magtigste van alle maghebbers. Hy, die Here ons God, het magtige dade gedoen. Hy alleen. Hy het in die hemel met soveel insig gemaak. Hy het die aarde op die waters gevestig. Hy het die groot hemelligte gemaak. Die son om oor hulle te heers oor die dag.
die maan en die sterre om te heers oor die nag. Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eie eersgeborenes. En Israel onder hulle uitgelei. Met sy groot mag en krag. Hy het die Rietsee in twee gekloof. En Israel daardeur laat trek. Maar die Farao met sy leermag in die Rietsee gestort. Hy het sy volk deur die woestyn laat trek. Hy het groot konings oorwin. Magtige konings het hy laat sneuwel. Koning Sion van die Amorite. Koning Og van Basan. Hy het hulle land as geskenk gegee. As 'n geskenk aan Israel sy dienaar. Hy het aan ons gedink in ons vernedering. En ons uit die mag van ons teerstanders bevry. Hy gee voedsel aan al wat lewe. Loof die God van die hemele. Werklik, daar is geen einde aan God se liefde nie. God kom groet ons vanoggend in die naam van God die Vader, die een wat ons eerste lief gehad het. Wat sy seun gestuur het om hierdie liefde aan ons te kom bewys. Jesus Christus wat die prys betaal het vir daardie liefde. En die Heilige Gees wat ons vandag in staat stel om ander so lief te hê. Amen. As loflied gaan ons vanoggend hierop reageer met die lied God is liefde. As 'n lied om vir die Here dankie te sê dat hy eerste ons lief gehad het en daarom kan ons ook nou ander lief hê. Staan en dan maak ons die Here se naam groot. Soos ek genoem het, het ons vanoggend spesiale gaste en dit lyk of hulle nou almal hier is en nou kan ek julle almal welkom sê. Waar is ouma Shamaine en oupa Erla? I practice it. I heard if I pronounce it op die Duitse manier, gaan ek baie punte kry. Is dit waar?
Ek het 'n Duitse naam, dis hoekom ek verstaan. Maar ek is nie Duits nie. So Shemaine, Erlo, welcome to our congregation. I hope that you find something here this morning that reminds you of God's love. May it be in His word, may it be in His people, or even in the baptism this morning. But you are welcome here. And if I say something in Afrikaans, you don't just wave or ask somebody. They pretend they know. En dan het ons ook vir ou Marina, ons ken nou vir ou Marina, ons nou al baie goed ouma, en sy kom teeskink vandag op doopdag. En ons het dan ook vir oupa Johan. Môre oom, gaan dit goed? Goed. Ek is bly julle het voorkom sit. Oumas en oupas moet eers sien wat gebeur, nê? Die ander mense kan laaste sien wat gebeur by die doop. Julle moet eers sien. En dan ons grootste gaste, ons belangrikste gaste, is dan Ashley en Mariska en Hannah. Môre. En waar's Boetie? Is hy, daar is Boetie, ek het tog julle die doopbaba vergeet. Dit sou nou ongemaklik gewees het. Okay, as Natasha nou vir Aaron inbring, dit is 2 sissies, hoor? Okay. Jy sien nie dubbel vanoggend nie, het nie 'n bril nodig nie, dis 2 sissies. Net 'n paar afkondigings voordat ons by die belangrike sake van vanoggend kom. Net 'n paar aanwysings op die kalender, 3 datums. Ons gaan dit hierdie week vir jou mooi op WhatsApp uitstuur, so moenie bekommerd wees as jy nie nou neerskryf nie. Hemelvaart is die 14de Mei. Daar gaan 2 geleenthede wees waar jy dit kan vier. Een gaan hier by die kerk wees, 9:00 die oggend, dis 'n donderdagoggend, die 14de. Ons gaan dit in die Bybelstudie tyd hou. So ons gaan nie 'n erediens hou nie, ons gaan 'n Bybelstudie vir Hemelvaart hou. En dan die aand, donderdag aand, is daar erediens by Kraanskloof. So jy kan besluit, watter tyd gaan jou die beste pas, en watter formaat sal jy verkies. En dan Pinkster is die groot verandering. Pinkster volg dan op Hemelvaart, so dit gaan dan Dinsdag, Woensdag, Donderdag wees, die 19de, 20ste en 21ste Mei. En Pinksterfees dan die 24ste Mei. Maar ons sal dit vir julle mooi deurgee, moenie bekommerd wees nie. Ek wil dit net gou hier afkondig. Goed. Dan al die maats wat vanoggend hier is, kan julle gou vir my vorentoe kom asseblief. Ons het belangrike sake. Nou ek is baie bly julle het vanoggend hier kom kuier, maar vir julle wat nou nie elke Sondag hier is en julle moet ons gou help, want Westville, kan jy gou aangaan asseblief Marnus? Westville het hierdie jaar 51 geword. Ons gemeente het 51 jaar oud geword. Weet julle hoe oud is 51? Kyk gou 'n bietjie, wie dink julle is 51 hierso? Skat gou. Dink oom is 51. Dink julle daai oom is 51 wat daar sit met daai blokkies hemp? Wie dink julle is 51 hierso? Skat bietjie. Ek. Jy wens. So bietjie my oogroompies vanaand moet aansmeer. Gemeente, wie van julle is 51? Het ons sien hoe oud is 'n gemeente wat 51? Haai nee, tannie kan nie so vir die kinders jokkie. Dis nie eers 'n jokkie, is 'n lieg daai. Is daar niemand wat 51 is nie? Naby 50, 52? Daarso. Sien julle oud is daai tannie? Dit is hoe oud 'n gemeente is op 51. Jonk, né? Maar ons het gedink, julle gaan ons gou help dat ons almal vir die gemeente kan verjaarsdagliedjies sing. Ken julle Veels geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar? Nou, ons het spesiale woorde. Ons gaan sing Veels geluk, liewe Westville. Okay? Omdat jy verjaar, mag die Here ons seën en nog baie spaar, want ons is die kerk, nie die kerkgebou nie, ons is die kerk. Maar dis 'n baie groot preek op 'n ander dag. Okay. Gaan julle hierdie ou mense kan help om te sing? Okay, so kom ons staan, dan sing ons Veels geluk vir ons gemeente. Dankie Vrolie. En ons gaan dit responsories doen. Julle weet ek hou daarvan. So jou woorde gaan op die skerm verskyn. Jy gaan nou met oop bid, maar dit is 'n gebed van dankbaarheid vir 51 genadejare. Kom ons bid saam.
Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie. Here, U is my lewe. U sorg vir ons. 'n pragtige deel is vir ons afgemeet. By U is daar oorvloedige blydskap. Amen. Julle mag maar weer sê dankie. Julle gaan nie weghardloop nie, julle moet nog net hier bly. Julle moet my eers hierso help. Julle kan hier kom sit asseblief. Kom sit julle dat julle my hier kan sien. Net hierso, sit net hierso op. Dis awkward, ons weet nie waar om te sit nie. Ja, jy mag in die middel sit van jou boetie doop. Ek stem saam. Gaan ons eintlik oor haar volg. Ek verstaan. Nou, ons gaan ons Hannah se boetie Erin gaan ons doop. Maar ek wil eers sê, ons moet net bietjie verstaan wat dit beteken as ons 'n baba doop. So ons gaan gou 'n eksperiment doen. Nou van julle het al hierdie eksperiment gedoen. So julle moet nou maak of julle dit nie weet nie, want hier's van hierdie ou mense wat baie nuuskierig is en hulle weet glad nie wat hier aangaan nie. OK. Hannah, as jy nie kan sien nie, moet jy maar kan opstaan, alright. OK. Dis reg, jy kan maar kom staan, want ek weet jy kan nie. Kan jy ook nie sien nie? Nou kom staan julle aan hierdie kant. As jy nie kan sien nie, kan jy skuif. OK. Nou ons gaan 'n speletjie speel. Het jy dit al gedoen? Speel, ek is 'n juffrou en dan moet pappa daar sit en dan moet hy wiskunde somme doen. Het jy dit al met pappa gespeel? Het pappa deurgekom? Nee. Het jy al gespeel? Jy is die dokter en dan moet mamma daar lê met oogies toe en maak of sy siek is. Vir wie sê mamma kom ons speel of jy die massager is, dan krap jy my rug. Vir wie het mamma dit al gesê? Ek probeer ook daai speletjie, maar my kinders val nie vir dit nie. Ek verstaan nie hoekom nie. Sien, hulle val daarvoor kinders. So ons gaan speel hierdie houer water. Gaan ons speel is ons lewe. Kan jy sien dis jou lewe? Kyk daar, kyk hoe mooi is jy, sien jy? En binne-in, het jy binne goeders binne in jou reg? Ja, maar dit is nie wat ek bedoel nie. Hier is al die goed wat ons doen in ons lewe. Die water is al die goed, dis net water, kyk daar. Is net vir goeders wat ons doen. En hierdie houer, lyk dit vir julle lekker? Nee, glad nie. Ons gaan speel asof hierdie goed, die goed in ons lewe is wat ons doen wat dalk nie die regte goed is om te doen nie. Die goed wat mamma en pappa sê, moenie dit doen nie. As jy dit gaan doen, gaan daar konsekwensies, gevolge wees. Het julle sulke goed in julle huis wat julle nie mag doen nie, dan doen julle dit en dan sal gevolge? Nee, ek kan dink juist, julle is te soet. Ek verstaan, nee. Julle kinders doen julle goed wat julle nie moet doen nie en dan nee, sussie, moenie nou vir boetie kykie. Partykeer doen julle, net partykeer. Julle al 4. Hierdie man verstaan dit. Dis nie net ek, is ons almal. Nou, gaan ons nou van die goed opnoem wat ons doen, wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Okay. Wat doen julle maas en paas wat hulle nie moet doen nie? Julle twee moet stil bly. Dis my kinders, ek is nie lelik met die kerk se kinders nie, hoor. Besoekers is my kinders. Wat so goed dink julle doen mense wat hulle nie veronderstel is om te doen nie? Wat stout is? Wat van jok? So partykeer dan jok ons in ons lewe en kyk wat gebeur, né? Hierdie is nou ons hartjie, skoon, silwer skoon en dan jok ons so bietjie. O, jene wat gebeur? Dan raak ons hartjie so bietjie vuil, né? Wie raak kwaad as 'n maatjie jou pennesakkie by die skool af en dan wil jy haar net sommer klap? Né? Of jy sê sommer iets vir haar. Ons almal doen dit, ja. Nou nie oor pennesakkies nie, né? En dan raak ons kwaad vir ander mense en dan raak ons hartjie nog 'n bietjie donkerder, nog 'n bietjie vuiler. Wat is ander goed wat ons doen wat ons nie moet doen nie? Groot mense, laat ons hoor. Die kinders wat ons evening chocolate steel as hulle uitvind waar dit gebeere word. Wat van 'n wit leentjie? 'n wit leentjie is 'n klein
die jokkie wat ons vertel en ons dink dit maak nie 'n verskil nie. Het julle dit al gedoen? Ja, so. Jy verander die waarheid net so klein bietjie. Nee, net dat jy nie in die moeilikheid moet kom nie. Wie het dit al gedoen? Ja, ons almal, maar dit is ook eintlik bietjie 'n jok. En ek gaan nou nie vra wie het gesteel nie, maar partykeer steel ons goeders. Want ons wil dit baie graag hê. Het jy gevoel dat partykeer doen jy so baie goed verkeerd, jou hartjie voel net so vuil? Het al so gevoel? Dan voel jy skuldig en soos, ek kan ook niks in hierdie wêreld reg doen nie. Het al so gevoel? Nee, voel ons nie bietjie so nie? Groot mense voel ons nie net so nie. Asof al hierdie goed in die wêreld wat ons so hard probeer om nie te doen nie, ons dit wel doen, nê? Dan kom plak dit aan ons hart en ons gedagtes. Maar kan julle onthou, ons het so paar naweke terug het ons 'n Paasnaweek gevier. Onthou julle dit? Onthou julle Paasnaweek? En wat het ons gevier met Paasnaweek? Eiers? Wie het eiers geëet? Definitief. Maar wat vier ons met Paasnaweek? Kan julle onthou? Omdat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Hoekom het hy aan die kruis vir ons gesterf? Vir ons sondes. Nou dit klink baie mooi, maar wat beteken dit? Kom ek wys vir jou wat beteken dit. As ons sê Jesus het vir ons sondes gesterf, nee, ons gaan speel, hierdie is Jesus. Hierdie is wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, toe hy aan die kruis vir ons sondes sterf, en hy ons lewe kom skoon was, van al die nare, slegte, gaga goed wat ons doen, wat ons noem dit in die kerk sonde. Al die sondes wat ons doen, dan kom doen Jesus dit vir ons. Ek lek, jene tog. Wat het hier gebeur? Hy het wat? Hy het skoner geword. En as ek nou nog 'n groter emmer gehad het, en ek kon aanhou, dan sou hy naderhand heeltemal spierwit gewees het. Want dis wat Jesus kom doen, hy vat al hierdie, jene tog. Ons gaan weer als met waanies in die kerk, nadat die dominee Zulke klaar is. Jesus kom vat al hierdie sondes, kom was hy ons skoon van. Hy kom vat dit heeltemal weg uit ons lewens uit. Hy maak ons hartjies spierwit skoon. Is dit nie cool nie? En weet julle hoe kry ons dit reg? Ons hoef net te bid. Here, ek is baie jammer, ek het vandag. Dan sê jy vir die Here wat jy gedoen het. En dan kom was hy ons harte silwer skoon. Weet julle hoe kry jy dit reg? Kyk, hierdie cool deel. Onthou ons het gesê, hierdie is wat Jesus gedoen het vir ons, né? En hierdie is al daai sondes, daai lelike goed. Kyk hierso. Dit verander dit nie eers nie. Want sonde het nie 'n houvas plek aan Jesus nie. Jesus is nog die enigste mens op hierdie hele aarde wat nog nooit iets verkeerd gedoen het nie. Nog nooit 'n sonde gepleeg het. En dis hoekom hy aan die kruis vir ons kon sterf. Dis hoekom hy ons kon skoon was en sonde niks aan hom doen nie. So as ons nou, kyk hierso. As ons nou vir Aaron vorentoe bring en ons hierdie water vat en ons gaan dit op sy kop neersit. Ons noem dit 'n sakrament, dis 'n groot kerkwoord. As ons hierdie water op sy kop neersit, dan is dit eintlik 'n simbool dat Jesus gesterf het aan die kruis, selfs vir Aaron. Maar dominee Zulke, hy het dan nog niks verkeerd gedoen in hierdie wêreld nie. Is dit nie wat jy nou gedink het nie? 'n Klein babietjie kan nog niks verkeerd doen nie. En dis hoe cool dit is. Jesus het gesterf vir Aaron se sondes nog voordat hy enigiets gedoen het. En die groot geheim is, Jesus het gesterf vir ons sondes nog voor ons dit gedoen het. Breek jou brein so 'n bietjie vanoggend. Want hierdie groot mense se breins breek ook. Dat Jesus ons sondes kom skoon was, omdat hy aan die kruis vir ons gesterf het. Dankie maas dat julle so soet was, ek waardeer dit. Kan julle weer by julle maas gaan sit asseblief? Ashley Mariska, julle kan voorkom staan. Julle kan vir hulle kyk, hulle wil nie my sien nie, hulle wil julle sien. This is an illustration for children to understand what it means when we say Christ died for our sins.
And this morning, you two are here to partake in a sacrament. Now, a sacrament is just a fancy church word to say it's an external expression of an internal conviction. It's something we do on the outside, externally, because we believe it to be true in our deepest core. And what it means is this morning we are celebrating that God chose to love Aaron before Aaron could even understand or comprehend what God's love is. Before Aaron could even understand that he needs God's grace. Hulle sal kyk as hy iets aftrek. Hulle sal al stop, ek beloof jou. Ouma is net daar, sy gaan vinnig hardloop. We are here to celebrate that God chose to love Aaron. Before you could understand or comprehend any part of this, God already chose him. What you two are doing this morning is you saying we want to bring Aaron into God's presence to celebrate that Christ has died for him, but that we want to raise him in this relationship with God. And the fancy church word we use for it is a covenant, the verbond. And it comes back way from the Old Testament, where God created an agreement. He initiated an agreement with his people. And that verbond or covenant means that one party who is in power, in a position of power and strength, chooses a relationship with another party who isn't, who doesn't have the same authority or power or strength, who is in a weaker position. But because of that agreement, there must be a mutual understanding. So God says, I will be your God. I will do everything for you. I will provide for you. I will guide you. I will be everything for you. And in return, I want your love. And that's what Jesus came to do for us, in a way that we can understand it. So that we don't have to have rules and regulations to please God, to come before God to say, I made you love me. But actually, Jesus took that punishment on him to say, now we can just choose to love Jesus and choose to love God as God the Father, Son, and Holy Spirit. And that love, it just means to love God, to love ourselves, because God created us, and to love one another. And are you still prepared this morning, after hearing all this and seeing this, to celebrate the sacrament of Aaron's baptism? Okay. Dan gaan ons vanoggend 'n lied sing terwyl Aaron vorentoe gebring word. Julle ken hierdie lied. Die tweede vers sing, die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. So ons gaan sit en bly en hierdie lied sing, want julle almal wil nou die baba sien. Is ek reg? So dankie Natasha.
if you two are still willing to celebrate the sacrament this morning, there are 3 questions that I have to ask you and that you have to answer yes or no. If the answer is no, we're going to sit down, I'm going to preach, and it's over. If you say yes, we are going to baptize. Why are you laughing like you're understanding my jokes? Sien jy wat gaan gebeur nou, hè? So the first question is about Aaron. And it's an uncomfortable question because it says, do you confess that Aaron was born into this world as a sinner? Born into a world of sin. Now I know as parents of a baby, we don't like to say that he has flaws. And he one day will be able to sin because it breaks our little heart. But you have an older one, so you can understand where this is heading. But if we don't believe that Aaron needs Jesus, then we don't need the baptism. That's a big difference, because if we don't believe that he's going to need Jesus' grace to get through this life, to join him in heaven one day, then we don't need the baptism. So that's why we say, we need Jesus' grace, we need Jesus' love. And therefore, we are broken, and only Jesus can heal us. The second question is, do you confess that the Word of God, the Bible, is completely and fully God's Word? In other words, there's no part of it that you want to take out and not use, or parts that you want to add to suit ourselves. But that will be your word. The third one is, will you as parents, do you promise to use God's Word, the Bible, as a guide, and that you will instruct Aaron and Hannah according to what God teaches us there? To love him, to love ourselves, and to love others. And when you answer, it's not answering me, you're answering God. What is your answer to these 3 questions? Okay. Kan ons 'n boetie doop? Sê vir mamma hulle moet hom nader bring. Aaron, is jy reg? Sweet little Aaron, this morning we baptize you. Aaron, Arlo, Elo, Paul, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend die doop mag vier. Dankie dat ons mag bid, Here, en vir U dankie sê dat U genade groter is as enige iets wat ons in hierdie lewe kan aanjaag. Dankie, Here, dat U die prys betaal het dat ons vanoggend in 'n verhouding met U kan staan. Dankie dat U die prys reeds vir Aaron ook betaal het, Here. Dat hy U liefde in sy lewe mag beleef wanneer U Uself aan hom openbaar. Ons bid, Here, dat U hom sal groot maak as 'n man na U hart. En dat U hom sal seën, dat waar hy sal loop, dat U as Vader, Seun en Heilige Gees saam met hom sal gaan. Dankie, Here, dat ons in die pragtige naam van Jesus mag bid. Amen. Amen. Is jy nou nat? Ja, ek is jammer. Kan ek asseblief vir 2 van ons, of 'n diaken en 'n ouderling, Josef en 'n diaken wat hier vanoggend is, wat kans sien om vanoggend net vorentoe te kom en vir hulle geluk te sê terwyl ons vir hulle 'n Bybel oorhandig, nie om geluk te sê nie, maar om sterkte te sê, want vandag is die begin. Vandag is die pad, begin ons met die journey, met 'n pad om hom groot te maak. Dankie julle 2. Ek het ouma Rina se geskenkie vergeet. Kyk hierso. Dit gaan die trane wegvee. Jy moet hom vat dat ek gaan preek, broer. Daar's hy. Ons het daar gekom. Meeste van die keer na 'n doop dan voordat ons met huis toe gaan. Die Here het klaar gepraat. Maar ek wil graag vanoggend 'n gedeelte, kort gedeelte, met julle deel oor en vanuit die Shema. Nou ek weet ek het laas keer gesê ek is nou klaar, maar skus julle, die doop pas so mooi in by die Shema. Ons moet hom toeknoop. Ons moet hierdie deel
So kort gedagte oor die Shema en wat die doop vanoggend vir ons daarmee wil beaansluit. So as jy wil, kan jy vanoggend jou Bybel oopmaak by Deuteronomium 6. Ek sal ook, as die tannie my nat gooi, dan praat sy weer, ek sal ook mou. Ons is klaar, Boeta, ek beloof. Kom ons bid en vra ons die Here se seën. Here, dankie dat ons u liefde vanoggend op 'n tasbare manier kon sien. Die betekenis, Here, van die kruis vanoggend kon sien. Here, maar wanneer ons u woord nou oopmaak, vra ons u genade om u liefde ook in die woord te kan sien. Mag ons beleef, Here, hoe die Heilige Gees nou met ons gaan praat. Here, omdat ons harte wil en ons gedagtes wil luister. Kom spreek, Here, u dienaars luister. As jy nou nie vanoggend weet wat die Shema is en jy dink hierdie kerk het baie vreemde gedagtes of goeders wat ons doen, die Shema is 'n Joodse tradisie van 3 teksgedeeltes wat aan mekaar gevoeg word, wat Jode dan elke oggend en elke aand opsê. Maar dit is nie 'n gebed nie. Dit is meer 'n uitdrukking, 'n geloofsbelydenis van wie God is, wie die Israeliete in verhouding met God is, en die verbond wat God kies om met hulle te sluit. En ons gaan nie al 3 teksgedeeltes vanoggend lees nie. Jy is welkom om by vorige preke te gaan loer en hulle almal te lees. Ons gaan net 5 verse vanoggend lees. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 lees. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag lief hê. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. En hier is ons vanoggend se vers. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is. En wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bindend as 'n teken om jou hand en laat dit as 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor. Net eers tot daar. Wie van ons vanoggend hierso, ek en jy wat vanoggend hier sit, is eerste generasie bekeerlinge. Met ander woorde, jy het 'n radikale bekering gehad vanuit 'n ander godsdiens of vanuit ateïsme of enige ander vorm wat nie die Christendom is nie, tot in die Christendom. Nie enkele een van ons se hande gaan op nie. Want ek en jy, Boetie en Sissie, is die bewys van die produk van die Shema. Ons is die getuienis dat wanneer ons gedoop word, ons ingesluit word in die familie van Christus, in die liggaam van Christus. Omdat iemand in ons familie, iemand in ons lewe, hierdie vers 7 opgeneem het, hierdie verantwoordelikheid van herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor en jou lewe toegepas het. Het jy, het ek, het ons die voorreg gehad om in 'n verhouding met God groot te word. En iewers langs die pad het ons God ontmoet en het ons gesê, ja Here, ek gee my lewe vir U. Maar vanoggend wil ek vir my en vir jou as ouers en grootouers is by hierdie ingesluit. Julle verantwoordelikheid is eintlik nog groter. Kom herinner wat God van my en van jou vra wanneer ons ja sê by die doop. Nou daar's 2 woorde. Herhaal, praat met jou kinders. Die woordjie herhaal is so bietjie problematies want hy word nie reg vertaal nie. Want wat dit eintlik beteken is inskerp. So herhaal is nou nie soos ons ma's wat nou 50 keer moet herhaal. Gaan borsel na jou tande? Het jy nou gestort? Is jy goed gepak?
dit is nie daai herhaal wat hiervan gepraat word nie. Hierdie herhaal wat God hier gebruik, is nie net sê en sê en sê tot ons blou is nie. Dis meer 'n leersame instruksie wat gegee word. Met ons kinders gaan sit en vir hulle dit verduidelik. Dit by hulle inskerp, in hulle harte ingrafeer, tot hulle dit kan memoriseer en deel maak van hulle lewe. Ek weet partykeer voel ons soos 'n grammofoonplaat wat vashak, né? Maar dis nie wat Shema se herhaal beteken nie. Dit is stop en skerp dit by jou kinders in. Dis nie 'n eenmalige ding wat jy gaan sê en hulle gaan dit onthou en ons gaan aan nie. Dis die manier hoe ek en jy gaan beklemtoon wat ons vir ons kinders en ons kleinkinders vertel en sê. Eintlik wat ons doen, ons vat hierdie woord van God, die woorde wat God vir ons gegee het, en ons maak dit 'n realiteit in ons kinders se lewens, om dit vir hulle te verduidelik. Om vir hulle te kan vertaal in 'n manier wat hulle dit in hulle eie lewe sal kan verstaan. Die tweede woord, praat met jou kinders hieroor. Dit is nie, jy moet nou vanmiddag 'n preek by die huis gaan doen vir jou kinders oor wat ook al nie. My kinders sal vir jou sê, ek preek beter by die huis as by die kerk. Want ons ma's is so partykeer. Ons gaan in ons koppe en ons wil al hierdie goed vir ons kinders sê. Dis nie wat bedoel word met praat met jou kinders nie. Hierdie praat met jou kinders is nie praat, talk at your children nie. Dis praat met hulle. Met ander woorde, in die liefdesverhouding wat jy met jou kind het, in hierdie verhouding waar jy vir hulle demonstreer hoe God se liefde lyk en werk, en hoe God se genade veronderstel is om in hierdie wêreld te werk. In daardie liefdesverhouding kom jy met God se woord en jy praat met jou kinders daaroor. Dink gou die krag daarvan, dat ons in 'n liefdesverhouding vir ons kinders kan leer, wat dit beteken om in 'n liefdesverhouding met God te wees. Ashley, Mariska, that is what you two said yes to this morning. That you will chat to your children, you will talk to your children about God, about God's word. And not in moments that they don't understand, but in everyday life. In moments where it comes to you and the Holy Spirit tells you, this is what I want you to say. That is the moment that we talk to our children about God. And to sharpen it in for them, so that they can understand it with their heads, their minds, as well as their hearts. Ek het 'n bietjie die week gewonder, hoekom sal die Here in al hierdie goed vir hulle vra? Ek is die Here jou God, luister na my en vertel dit vir jou kinders. Praat met jou kinders hieroor, herhaal dit. Hoekom sal die Here dit so in die begin sê? Maar ons is vanoggend die bewys daarvan. Weet julle dat toe die Israeliete deur die Jordaan trek, toe hulle daar deurgaan, toe sê die Here vir Moses, tel klippe uit die Jordaan uit, pak hulle op 'n hoopie, maak 'n altaar, sodat wanneer jy weer hier verbystap en jou kinders daai klippe sien en hulle vir jou vra, wat is dit? Dat jy sal vir hulle kan sê, wat het ek gedoen? Hoe wonderlik is dit nie, dat ek en jy as ouers en grootouers, as ooms en tannies, as peetouers, die voorreg het om van God, ons lewende God, ons Abba Vader, se liefde in ons kinders se lewens mag getuig. Besef ons vanoggend hoe dit 'n gesprek totaal en al kan verander. Wanneer jy en ek die voorreg het om in hierdie alledaagse gesprekke met ons kinders en kleinkinders te mag getuig van wat God in ons lewe doen.
van wie hy in ons lewe is en wat hy doen, 'n getuienis te lewer. Die realiteit is dat ek en jy vir ons kinders gaan stories vertel. Ons vertel vir hulle veeverhale, ons lees vir hulle stories voordat hulle gaan slaap, maar die manier wat ons leef, is ook 'n storie. Die manier wat ek en jy voor ons kinders leef, vertel vir hulle 'n harder storie as wat jy 'n boek vir hulle kan lees. En wat ek daarmee bedoel is, die stories van ons suksesse en prestasies. Ons kinders sien dit. Hulle sien hierdie stories van hoe ons fees vier, wanneer ons iets uit die hand van die Here ontvang. Ons kinders sien die stories wat ons vir hulle vertel, wanneer ons misluk, of as iets in ons lewe verkeerd loop. As vrees en angs ons oorval, word dit 'n storie in ons kinders se lewens wat hulle lees. En nou het ek en jy die voorreg om 'n keuse te maak as ouers, as grootouers, as peetouers, om die storie wat ons vir ons kinders wys, nie te fake nie. Ek sê nie, moenie fake stories vir die kinders vertel nie. Wys die stories van teleurstelling, maar vertel in dit hoe God hulle oplig. Hoe God jou oplig. Vertel in die seer en die twyfel en die angs en die bekommernis hoe jy geloof het dat die Here jou gaan red. Dat die Here sal voorsien. Want dit is om God se beloftes in hulle klein lewentjies 'n realiteit te maak. En dan kom 'n geloofs- of 'n geliefdesverhouding wat jou kind met God het. En dit kom vestig in 'n verhouding wat jy met jou kind het, is veilige hawe waar hulle geloof gekoester kan word en kan groei. En as ons nou praat van generational wealth, oor dit wat ons agterlaat in ons kinders se lewens, hoop en bid ek dat as 'n gemeente ons besef, hierdie is die grootste skat wat ons vir ons kinders kan gee. Is om vir hulle te wys, die stories te vertel van wie God is en wat hy doen. En as ons besef hoe belangrik elke storie is wat ons leef, verander dit die woorde wat ons praat. Want dan het elke woord wat uit ons mond uitkom voor ons kinders 'n baie dieper betekenis. Dit het 'n ewigheidswaarde. Want dan rig ons woorde hulle harte. Ons woorde bou geloof. Ons woorde bring hoop. Dit vorm verhoudings. En dit spreek lewe. Wanneer God sê, herhaal dit vir jou kinders, skerp dit by jou kinders in. En praat met jou kinders daaroor, is al vir my 2 woorde wat uitstaan, soos verlede week. Die een is intentioneel. Ek dink partykeer het ons as ouers die mooiste intensies. Ons wil dit doen, Dominee Silke. Ek wil met my kinders daaroor praat. Ek wag net vir die regte oomblik. Ek dink as ouers moet ons meer intentioneel wees om dit by ons kinders in te skerp en met hulle daar te praat. Vir die Heilige Gees te vra, te vertrou. Want enige oomblik is waardig om oor God te praat. Elke oomblik is die perfekte oomblik om oor God te praat. Die tweede woordjie is alledaags. Ons dink ons kinders leer in die groot momente van die lewe. En hulle doen, maar hulle leer meer in die alledaagse momente van die lewe. In die klein dingetjies van die lewe. Dit wat ons oor en oor en oor en oor doen. Boetie en sussie in Jesus Christus, Mariska, Ashley. Every moment is a perfect moment to tell your children that God loves them. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend u woord kan oopmaak, Here.
Want ons besef dat hierdie woord wat U vir ons gegee het, is vol van verhale en stories, waar U dit by ons kom inskerp, en wat U met ons praat, Here, oor U liefdesdade. En vanoggend moet van ons dalk 'n skuldbelydenis doen voor U, Here, voor U troon, om te sê ons het dit agtergelaat. Ons het vergeet, Here, dat ons dit moet doen. Heilige Gees, kom maak ons hart weer sensitief vir hierdie oomblikke. En ons elke dag, dat ons kan getuig van U goedheid en U guns in ons lewe. Here, help dat ons sal besef, dat dit wat ons vir ons kinders agterlaat, kry eers volle betekenis, wanneer dit in U liefdesverhouding is. Maar dankie dat U genade ook dit cover. Dat U ook, Here Jesus, gesterf het vir hierdie sonde, of vir hierdie wat ons mis. En dat U ons vanoggend kan vryspreek van daardie skuldgevoel. En dat U ons hart kom verander, dat ons nie uit skuldgevoel ons kinders wil leer, omdat ons moet, ons het beloof, maar omdat ons dit wil doen. Ons wil vir hulle getuienis wees van U liefde. Dankie dat U genade en U liefde vir ons genoeg is. Dankie dat U vir ons genoeg is. Amen. Liewe gemeente, voordat ons geleentheid gaan gee vir kollekte, het ek iets oorgeslaan. Dis die eerste doop wat ek eintlik by julle as 'n gemeente doen. En daar's gewoonlik iets 'n deel van die liturgie wat ek vanoggend gemis het. Ek vra vir julle om verskoning. En dit is die deel waar Aaron saam met Hannah en Ashley en Mariska deel is van ons as 'n geloofsfamilie. So ons as julle wat hier sit, as 'n gemeente, is nie net passiewe toeskouers van die doop nie. Julle is getuies van hulle belofte, maar ook van die Here se genade. So ek gaan dit nie nou doen nie, maar ek waarsku julle vir die volgende keer. Dan rig ek eintlik 2 vrae aan julle as 'n gemeente. En dit is, bely julle dat Aaron, net soos julle, nou deel is van die liggaam van Christus. Deel is van ons gemeentetjie ook. Ek wil vir julle dit gou net verduidelik. Die synode het 'n besluit geneem dat jy nie meer 'n lidmaat is van die NG Kerk eers wanneer jy geloofsbelijdenis aflê nie. Maar die oomblik as jy gedoop word, is jy 'n volwaardige lidmaat in die kerk. Want hy het reeds die genade van Christus beleef. En die tweede vraag is die verantwoordelikheid. Beloof julle as 'n gemeente dat julle saam met Ashley en Mariska hierdie woord van God gaan gebruik om Aaron en Hannah en julle eie kinders by hulle in te skerp en met hulle te praat oor God se genade. En deel van dit is dat julle na Ashley en Mariska sal kyk. Na hulle welstand ook sal omsien. In liefde. Vir julle wat se kinders nou al groot is en nou al kinders het, julle kan onthou hoe dit was toe julle klein pikkewyntjies gehad het en rondgehardloop het, né? As die Here dit op julle hart druk, reik uit na 2 jong ouers en sien om na hulle, sodat hulle na hulle kinders kan omsien. Maar gaan dit nie nou vir julle laat beloof nie. Maar wees gewaarsku vir die volgende een. Maar gaan opcheck. Ons gaan dan nou die slotlied sing. Ons gaan ook eerste vers Engels en tweede vers Afrikaans. Hy's reg so om nie vrolik. Eers die Engels. Ja. 1 vers Engels, 1 vers Afrikaans sing. As jy vanoggend by ons kuier vir die eerste keer, jy is welkom om na die tyd te kom tee drink en koffie drink. En ja, dankie vir Wyk A, wat verjaarsdag lekkernye vir die kerk se verjaarsdag vir ons gesien het. So jy wil nie tee en koffie mis vanoggend nie. En as jy besoeker is,
net 'n heads up, as ons die slotlied klaar gesing het en ek die seën uitgespreek het, dan sing ons net so kort seënlied, hoor? So ons is amper klaar. Kom ons staan en dan sing ons die slotlied saam. Here wil ons vanoggend met sy seën uitstuur. Die goedheid van ons Here Jesus Christus, die oorvloedige liefde van God en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees is by ons almal. Amen.